U luister na Storytyd saam Stella, aangebied deur Estel Rousseau. 'n Vervolgverhaal. As die wêreld om jou kantel, geskryf deur Ellen K. Wood. Helene geniet gewoonlik die maandagoggendsang met die voorsanger se helder stemme onder begeleiding van haar vriendin Santi, maar vanoggend is haar gedagtes elders. Sy probeer oogkontak maak met Nonkie, maar sy gewaar haar nêrens tussen die massa gesiggies onder in die saal nie. In vanoggend se SPS-vergadering het die hoof verslag gedoen dat Elbie en Cindy se tasse laat Vrydagmiddag deur een van die terreinwerkers opgespoor is, glo agter die atletiek stoorkamer. Die terreinbestuurder het die hoof gebel en sy het weer die twee meisies se ouers gekontak. Hulle het Saterdagoggend tydens die personeelontbyt voor die rugby hulle tasse kom haal. Die verligting was groot toe niks uit die tasse vermis is nie, selfs nie eens die geld in Cindy se tas nie. Die gemoedere het dadelik gekalmeer en die konsensus was dat dit maar net 'n poets was wat iemand hulle gebak het. Helene het onderlangs 'n sug van verligting geslaak. Die hoof sal hopelik nou die saak laat vaar, waarskynlik net vanoggend vir die skool gepreek. Sy was Vrydag op die oorlogspad om die skuldiges te vang. Helene was bekommerd, want as sy eers op iets besluit het, is sy soos 'n perd wat stang vasbyt. Niks stop haar nie. Watter aandeel Nonkie ook al hierin gehad het, sal hopelik nou 'n geheim bly. Maar sy wil graag die verhouding tussen hulle twee herstel. Dit kan alleen gebeur as sy met die kind praat. Haar oë gly vir die soveelste keer oor die blou massa, maar iets trek haar blik terug tot voor die graad 8's. Kan dit wees? Die 8 van haar A-span sit sowaar almal langs mekaar. Dis net Nadia in graad 7 wat kort. Sy weet hulle is nie almal in dieselfde registerklas nie en moes dus moeite doen om langs mekaar te lande te kom. 8 paar glinsterende oë straal toe sy met elkeen oogkontak maak. Sy knik haar kop goedkeurend en glimlag breed. Sy besef hulle het gewag dat sy moet sien hulle sit by mekaar. Dis nie die eerste keer dat dit haar opval hoe buitengewoon goed hulle oor die weg kom nie. Sy ken die kinders nog skaars 'n week, maar elke keer as sy met hulle te doen kry, laat hulle haar hart warmer klop. Na die opening kondig die hoof die atletiekuitslae van die naweek aan. Karen het eerste gekom in die 100 meter, sowel as die 200 meter. Dus kwalifiseer sy outomaties vir die Gauteng kampioenskappe. Van die ander atlete het 4de geëindig en sal moet wag om te sien of hulle kwalifiseer. Helene kan aan die skril gejuig aflei Nonkie is wel in die saal, maar buite haar gesigsveld. Sy sal moet wag totdat sy later in die dag by haar klas het. Toe sy net voor tweede pouse teen die trappe opstap, maak hulle twee oogkontak. Helene knik net haar kop goedkeurend, sonder om iets te sê. Nonkie glimlag skaam, maar kyk nie weg nie. Dis 'n goeie teken. Nonkie, ek wil asseblief met jou gesels sodra pouse begin. Is dit reg met jou? Vra sy ernstig. Dis reg, juffrou, sê die kind en stap vrolik by die klas in. Nonkie, hierdie ding het my die hele naweek gepla. Ek was dalk oorhaastig in die afleiding wat ek gemaak het. As ek was, vra ek om verskoning, sê Helene, toe hulle twee met aanbreek van pouse alleen in die klas agterbly. Nonkie kyk haar vas in die oë, maar erken of ontken niks nie. Juffrou, hulle twee praat nie mooi van jou nie, sê die kind ernstig. Nonkie, ons weet nie of dit hulle twee was wat die plasing op Facebook gesit het nie, sê Helene.
Die kind skud haar kop heftig. Ek praat nie daarvan nie, juffrou. Helene frons, maar sê niks nie. Sy kan sien die kind het nog iets op die hart. Ek was in die badkamer net voor die laaste periode donderdag begin het. Cindy en Elbie het ingekom. Hulle het nie gesien ek is daar nie. Toe sê hulle, juffrou en Karen is in mekaar se gatte opgekruip. Hulle sê sy's 'n regte bitch en moet 'n les geleer word. Ek wou hulle elkeen 'n snotklap gee, maar ek weet ek sal in die moeilikheid kom, bieg sy. Helene probeer te vergeefs om 'n glimlag te onderdruk oor die kind se krastaal gebruik. Sy raak vir die eerste keer bewus van die pragtige assimilasie in die kind se taalgebruik, asof dit nou enige iets met die prys van eiers uit te waai het. Dis oukei, nonkie. Ek neem dit nie kop toe nie. Ek weet dit is jaloesie wat dit veroorsaak. 'n Mens moet eintlik vir hulle jammer wees. Op 'n mooi manier wys, dit is verkeerd. Nonkie snork verontwaardig. Nee, dis nie reg nie, juffrou. 'n Mens maak nie so nie. Juffrou is 'n juffrou, protesteer die kind heftig. Ek is dankbaar dat jy vir my omgee, nonkie, maar jy moet dit nou los. Daardie twee sal wel die vrugte van hulle jaloesie pluk. Ek is net bly, jy is nie in die moeilikheid nie, sê Helene, voor die kind by die deur uit verdwyn. Helene stap nie af personeelkamer toe nie. Die pouse is in elk geval al amper verby. Sy sit en tuur by die venster uit na die randjies in die verte. Glo sy werklik in wat sy nou net vir die kind gesê het. Vrydag het Elbie se ouers gesê hulle voel kinders behoort nie volpunte vir mondeling te kry nie, asof hulle opinie enigstens behoort te tel. Hoekom mag kinders nie volpunte kry nie? In elk geval, sy het die punt 100% wiskundig korrek uitgewerk. Is dit nou haar skuld dat sy net 'n afgeronde getal mag inlees? Hoe gaan sy dit regkry om die twee meisies te vertrou? Hoe kan sy spontaan teenoor hulle optree as sy weet hoe hulle agteraf oor haar voel? Is dit menslik moontlik om hulle te vertrou? Sy weet nie. Al wat sy weet is die lewe is so bitter onregverdig. Aan die een kant is daar die twee meisies met soveel talente en voorregte, maar met donker, jaloerse harte. Aan die ander kant is daar nonkie. Alles in die lewe tel teen haar. Maar sy het 'n loyale, opregte hart. Hoe maak 'n mens sin uit dit alles? Het jy en Etienne die bobotie geniet? Vra Esmy Woensdag tweede pouse, toe sy en Willem op die gewone plek sit en gesels. Dit was oukei, dankie, antwoord hy in gedagte. Net oukei, vra Esmy fronsend. Oukei, dit was lekker, bedoel ek. Dankie. Is jy alweer oorsensitief? Vra hy geïrriteerd. Nee, ek het net beter maniere van jou verwag. Of is dit 'n geval van as die kat dik is die room suur? Antwoord sy bitsig. Willem rol sy oë en kreun. As jy eers weer met jou idiome begin, kan 'n mens niks met jou uitgerig kry nie. Ek is baie dankbaar oor die bobotie, regtig. En dit was baie lekker. Ek en ou Ed het dit verslind, probeer Willem die vrede bewaar. Moet hy nou vir die res van die jaar elke pouse in meneer Venter se klas sit? Verander sy die onderwerp. Nee, dit sal seker nog net vir hierdie week wees. Hy moet agterstallige werk inhaal. Hoekom help jy hom nie? Ek mag nie elke dag nie. Meneer sê hy moet self sukkel, anders gaan hy nooit verstaan nie. Jy is seker bly, hy praat weer met jou. Ja, hy was nog altyd my beste pel. Jy weet natuurlik Gerrit gaan moeilik daaraan sluk. Ek sien elke oggend in die ry, hy lag soos 'n boer met 'n tandpyn, sodra hy sien Etienne staan by ons. Willem kyk haar fronsend aan. In gewone Afrikaans, asseblief. Sy sug, hemel, maar julle seun se woordeskat is vrot. Dit beteken, hy gee voor dit pla hom nie, maar ek kon sien hy is kwaad.
Hy gaan nie hierdie saak sommer net so los nie. Julle twee sal moet lig loop. Willem ignoreer haar herhalende opmerking oor sy woordeskat. Gerrit moet groot word. Almal kan nie die heeltyd na sy pype dans nie. Dit gaan seker ook nie goed af dat ou Wian weer rugby speel nie, nê? Verseker nie. Die hele week al by die oefeninge maak hy of ons twee nie bestaan nie. Hy irriteer vir meneer Joubert, want hy het 'n eier te lê oor alles wat meneer sê. Erg beterweterig. 'n Mens sou sweer hy is die afrigter. Meneer gaan hom op sy plek moet sit. Ek sê al lankal iemand moet dit doen, antwoord Esme beslis. Jy loop laker nie uit wat ek vir jou vertel het nie. Eintlik mag ons nie uit die span uitpraat nie, asseblief. Ja, okay. Asof ek die heeltyd vir almal al jou geheime vertel, antwoord sy geïrriteerd. Willem wil nie verder stry nie. Ek weet, dankie. Kom ons hoop maar jou vrese word nie bewaarheid nie. Maar haar voorspelling het baie vinniger waar geword as wat hy verwag het. Donderdag, tweede pouse, kom Andrei aangehardloop van die kleedkamer se kant af. Willem, jy moet gou kom. Gerrit en Marnus het nou net vir Etienne by die senior se kleedkamer ingesleep. Die VLR is besig met 'n vergadering. Daar is nie een op die terrein nie, skree hy al van ver af. Willem naal oor die vierkant. Ek het jou mos gesê, skree Esme agterna. Vandag is die dag dat hy vir Gerrit finaal op sy plek sit. Hy moet dit waag om vir ou Ed te slaan. Hy moet dit net waag. Al die seuns wat om die deur saamdrom, maak dadelik vir hom plek om verby te kom. Toe hy uit asem binne tot stilstand kom, is Gerrit besig om Etienne se keel met die agterkant van sy voorarm teen die muur vas te druk. Willem reageer blitsvinnig, voordat Marnus iets kan doen. Hy pluk Gerrit aan sy skouer agtertoe en slinger hom weg van Etienne af. Voordat Gerrit tot verhaal kan kom, tref sy regtervuis hom teen die wangbeen. Hy styer agteroor, half onder die wasbakke in. Op daardie oomblik bars Wian en 3 ander VLR seuns by die deur in. Vandag donder ek jou dood, sis Gerrit, terwyl hy tot verhaal probeer kom. Jy sal nooit weer aan enige iemand in hierdie skool slaan nie, sê Wian kalm. En met die meeste gesag wat Willem nog ooit by hom gehoor het. Gerrit grynslag terwyl hy stadig op sy voete kom. En wie gaan my miskien keer? Jy! Jy sal maak soos ek sê, of ek beëindig vandag julle twee se rugbyloopbane, sê Wian doodluiters, asof hy met enige gewone gesprek besig is. Willem sien hoe Marnus terugdeins en die onsekerheid wat effens in Gerrit se oë opvlam. Wat bedoel jy daarmee, Wian? Wian draai na die ander VLR seuns en sê kalm, ouens, gaan julle en Etienne asseblief uit en los ons 4 alleen. Maak die deur agter julle toe en maak seker niemand kom hier in nie. Nou toe nou, kyk nou net wie probeer om groot meneer hou, sê Gerrit spottend. Wian wag tot die ander uit is voordat hy verder praat. Toe Tanya se pa 2 jaar gelede ons huis in die middel van die nag gebel het en almal my geswat het om te sê waarheen jy en sy die aand skelm gery het, was jy woedend omdat ek jou verraai het. Die feit dat julle 2 van die pad afgery het en in 'n sloot vasgesit het en maar te dankbaar was vir die hulp wat opgedaag het, het jy gerieflikheidsonthaalwe misgekyk. Jy het my so gemanipuleer om skuldig te voel dat ek daarna vir meneer Joubert gelieg het oor jou aandeel in die verkoop van steroïdes. Willem en Marnus se koppe ruk van die skrik. Dit het hulle nie geweet nie. Dis reg, hy het steroïdes verkoop. Hulle het my vertroulik ingeroep en my gevra of jy dit verkoop. Ek het blaatant gelieg en gesê, jy sal nooit so iets doen nie. My goeie reputasie het jou bas gered. Ek het gehoop, ek sou jou guns weer terugwen, maar verniet. Dit het jy nie geweet nie, né? Gerrit staan met 'n versteende grynslag op sy gesig, maar sê nie 'n woord nie. My ma was reg. Sy het gesê, jy's 'n bedorwe brokkie.
As almal nie na jou pype dans nie, is hulle nie goed genoeg nie. Jy was my held, die beste rugbyspeler in die skool. Ek het opgekyk na jou. Al wat ek ooit wou gehad het, was om jou vriend te wees, maar vir jou was dit nie goed genoeg nie. Vir 'n paar sekondes kan jy 'n speld hoorval. Dan praat Wian verder. As jy ooit weer aan iemand slaan, of iemand boelie, of jou sleg gedra by die rugbyoefeninge, of die spangees belemmer, of die afrigters probeer voorskryf, sê ek vir meneer Joubert, julle gebruik skelm dwelms bo by die sportstadion. Is dit duidelik? Hoe weet jy? Stamel Marnus verboureerd. Ek het my informante en ek het pragtige foto's. Verstaan ons mekaar? Willem kan sy oë en ore nie glo nie. Wat is besig om hier te gebeur? Asseblief, Wian, dit was net die een keer. My pa sal my doodslaan, sobat Marnus, en trane sit nou baie vlak in sy oë. Ek glo jou, Marnus, jy is nie 'n slegte ou nie, maar dit hang alles van jou pel af, sê Wian sag, terwyl hy heeltyd vir Gerrit vol in die oë kyk. Die het nog nie 'n woord geuiter nie. Jy sal seker nou die kaptein ook wil wees, sis Gerard deur sy tande. Glad nie. Ek het nog nooit 'n probleem daarmee gehad nie. Jy kan 'n fantastiese kaptein wees, as jy jou stront laat staan. Maar ek gaan nie toelaat, dat jy jou verder soos 'n poepel gedra en almal se lewens versuur nie. Verstaan ons mekaar? Ja, okay, ek hoor jou, antwoord hy bitter. Maar al die bravade het verdwyn. Dan is dit goed. Willem, ek en jy kan nou maar loop. Hy trek sy baadjie netjies en stap vuur en regop deur toe. Willem volg hom dadelik. Hen, hy het nie geweet, dit sit in ou Wian nie. By die deur draai Wian eers weer om. O, en moenie dat ek ooit weer hoor, julle gaan kuier by die dorp se sportstadion nie. Julle sal die skool 'n slegte naam gee. Verstaan ons mekaar? Hulle knik net. Wian maak die deur oop en hulle stap uit. Die kinders wat om die deur saamkoek, staan nuuskierig nader. Wat maak julle almal hier? Julle weet mos julle mag nie voor die kleedkamers wees nie, raas Wian en beduie met sy hande, hulle moet pad gee. Is alles reg, Wian? Vra mevrou Becker, wat nader gekom het, toe sy die samedromming voor die deur gesien het. Sy lyk nog meer onrustig, toe Marnus en Gerrit 'n paar sekondes na Wian en Willem uitstap. Die rooi opgehewe merk op Gerrit se wang laat die oë van die omstanders rek. Hier het beslis meer aangegaan as wat Wian voorgee. Alles is in die hak, juffrou, geen probleme nie, sê Wian doodluiters en stap in die rigting van die VLR-kamer. Die ander VLR-lede volg op sy hakke. Wat het daar binne gebeur? Vra Etienne gedemp, toe hulle twee wegstap. Nie veel nie, maar ek sal jou een ding sê. Gerrit sal jou nooit weer pla nie. En as enige iemand weer 'n slegte woord van Wian sê, kry hulle met my te doen. Jesus, ek wens ek het geweet wat het pouse in die kleedkamers gebeur tussen Gerrit, Marnus, Wian en Willem, sê Arno, terwyl hy die vleis op die vuur omdraai. Hoekom? Het daar iets vanmiddag by die oefening gebeur? Vra Anke, terwyl sy die braaibroodjies en die slaai langs hom staan en maak. Dis juis die ding, daar het niks gebeur nie. Gerrit was tjoepstil, so mak soos 'n lammetjie. Marnus se kop was glad nie daar nie en Willem en Wian was besonder spraaksaam. Ons het liewerster nie uitgevra nie. Wou nie by 'n nes oopkrap nie. Maar iets het gebeur, dis verseker. Solank dit nie die skool beïnvloed nie, het dit seker niks met ons te doen nie. Dit is seker so. Ek hoop maar die storm is uitgewoed, want Saterdag se wedstryd gaan baie taai wees. Daardie span van Vryburg het verlede jaar al hulle wedstryde met meer as 40 punte gewen. Ons kan nie probleme in die span bekostig nie, sê hy bekommerd terwyl hy die vleis weer omdraai. Vat julle nie sport 'n bietjie te ernstig op nie. Hoe bedoel jy? Ek sê maar net,
Julle oefen 4 dae 'n week. Hou elke Vrydag aand 'n lang spanpraatjie. Dit klink my, jy is al klaar te lank in die ander vrouens se geselskap, sê Arno lagend. Van die vrouens op die personeel is baie uitgesproke oor julle oefentye. En ek moet sê, ek stem oor party dinge saam, antwoord sy ernstig. Soos wat byvoorbeeld, vra Arno met 'n vonkel in sy oë. Ek dink nie dit is regverdig teenoor die matrieks dat hulle maandag heeldag skool gaan, dan ekstra klas het tot 4:30 toe en dan moet rugby oefen tot 8:00 in die aand nie. Wanneer moet hulle leer en huiswerk doen? Ons sê altyd vir hulle om beter te beplan, want baie van die huiswerk kry hulle nie vir die volgende dag nie. Hulle moet leer om oor naweke ook te werk en te leer. Om in die eerste span te wees is 'n groot verantwoordelikheid, kap hy terug. Maar daar is tog huiswerk wat hulle eers maandag kry, hou Anke vol. Dan moet hulle dit klaarmaak. Hou Arno voet by stuk. Die onderwyser sê die eerste span seuns lê die heeltyd op hulle arms en slaap. Hulle is die heeltyd uitgeput. Dis nie reg nie. Baie se huiswerk is dikwels nie gedoen nie. Hulle moet tyd kry om kinders te wees, anders gaan hulle nie meer van sport hou nie. Ja, maar 'n baie groot oorsaak van huiswerk wat nie gedoen is nie, en kinders wat moeg is omdat baie kinders nagte omsit en speletjies speel of op sosiale media kuier. Baie meer as kinders wat moeg is van sport. Arno, ek weet hierdie is 'n komplekse saak, maar ek weet uit ondervinding van my dansdae af hoe maklik dit is om balans te verloor. Julle moet seker maak julle doen dit nie. 'n Mens verloor jou passie sodra iets jou lewe heeltemal oorneem. Ek weet daar is seuns wat sê, dis nie meer vir hulle lekker nie. Hulle doen dit net omdat hulle moet. Ek hoor wat jy sê. Ek sal dit in gedagte hou, maar dis nie so maklik nie. Dan is daar 'n klomp hokkie en netbalmeisies wat baie ongelukkig is omdat die rugby se eerste span later as hulle alleen met hulle eie voertuig mag ry, terwyl hulle 3 uur moet opstaan en die groot busse moet ry. Hulle voel, hulle moet ook 'n beurt kry. Die seuns is nie belangriker as hulle nie, stort Anke haar hart verder uit. En stem jy saam met hulle? Vra Arno met 'n vonkel in sy oë. Beslis. Wat maak hulle meer belangrik as die dogters? Anke se wange gloei van verontwaardiging. Jene? Maar wanneer kry julle vroumense tyd om ons arme man so te beskinder? Antwoord hy lagend en haal die vleis van die kole af. Ons het nie geskinder nie. Ek het gehoor toe die meisies in die registerklas en langs die sportveld gesels, verdedig sy vies. Anke, ek terg jou net. Wat die vervoer betref, al die spelers pas nie in 4 groot busse in nie. Daar moet nog 'n kleiner voertuig wees. Dit maak net sin om die span wat heel laaste speel apart te laat ry. As dit die hokkie was, sou ons hulle alleen laat ry het. Maar die program werk so uit dat dit die rugby is. Dis alrede. Die skool kan nie bekostig om nog voertuie te laat ry nie. Maak dit sin? Anke knik net haar kop, maar sê niks verder nie. Sy het nog nie so daaraan gedink nie. Het ek al vir jou gesê hoe pragtig jy is as jy so vurig is? Slaan hy die wind uit haar seile uit. Sy bloos bloedrooi en gee die braaibroodjies vir hom aan. Sy hoef beslis nie meer te wonder of hy in meer as net 'n vriendskap belangstel nie. Waarmee is hierdie span van jou nou weer besig? Vra al te hard bo kan die gedreun van die engine en die kinderstemme, terwyl sy vir elkeen van die afrigters 'n bekertjie koffie uit die fles uitskink. Die kinders het geslaap vandat hulle 3 uur vanoggend weggetrek het, totdat hulle ongeveer 5:30 naby Makwasi by 'n motorhawe gestop het. Nou is almal wakker en besig om padkos te eet. Helene kyk na die banke reg agter die afrigters waar die onder 14's tradisioneel sit. Operasie Harevleg het skynbaar nou begin.
Lindy, Tessa en die Wet is besig om almal in die span se hare identies in 2 Franse vlegsels agter hulle ore verby te vleg. Afgerond met 'n geel strikkie in die linkerkant se vlegsel en 'n bloue regs. Ek het gisteraand op die groep gesien almal word opgekommandeer om hulle eie rekkies en borsels te bring. Karine het skynbaar die strikkies gekoop. Lag, sê sy, kopskuddend. Oor die gesigverf swyg sy liefs. Die het gelukkig ook nie sy verskyning gemaak nie. Helene is nie seker wat die reaksie daarop sal wees nie. Hulle het altyd een of ander plannetjie, sê Alta en lag. Sy stuur nou 'n bak met vleispastytjies om. Sjoe, maar jy bederf ons gruwelik. Jy weet ons gaan nou ontbyt kry wanneer ons daar aankom, sê een van die ander afrigters. Ons kan nie so vroeg opstaan sonder om ietsie te nuttig nie, antwoord Alta vrolik. Altyd in haar element as sy die ander kan bederf. Hoe lank kry 'n mens Vryburg toe? Vra Anke. Is omtrent 4 ure met 'n bus. Stoppe uitgesluit, sê Helene. Dis verskriklik ver. Gaan die kinders nie styf en moeg wees nie? Hulle is gelukkig nog jonk en skud dit vinnig af, sê Alta vrolik. Ek is bly ek hoef nie agter hierdie lang konvooi busse en karre te ry of te probeer verbygaan op hierdie smal pad nie. Dit lyk of die hele dorp saamkom, sê Anke verwonderend. Alta, ek het nog nooit my speelsters se vorms onder oë gekry om dit te kontroleer nie. Vra Helene om verskoning toe sy die dik leer in Alta se sak sien. Moenie bekommerd wees nie. Lindy en Sonja het al die spanne se vorms tydens registerperiodes gekontroleer en kinders gaan soek as hulle vorms onvolledig was. Selfs die matrieks, antwoord sy, duidelik beïndruk met die kinders. Hulle is regtig oulike kinders. Ek hoop dit sal vandag goed gaan met hulle, sê Helene tevrede. Toe die bus ongeveer 'n uur en 'n half later by sy bestemming kom, staan Alta op en spreek eers al die kinders toe. Meisies, baie sterkte vir hierdie dag. Ons weet dit gaan taai wees. Maak asseblief al die vensters toe. Terwille van die onder 14s. Die eerste span klim eerste af, dan die tweedes en die res en laaste die onder 14s. Ek vra ook dat julle nie na julle wedstryde sal verdwyn nie. Ons ondersteun eers almal ons eerste span voordat ons die ander sportsoorte gaan ondersteun. Ons eerste span het 'n baie taai wedstryd wat op hulle wag, versoek sy kalm. Nadat almal hulle hoofde gebuig het vir 'n gebed, klim die afrigters eerste af en daarna die eerste span. Onthou, julle pas die netbal noodhulpsak, die balsak en die waterborrels goed op, soos ons afgespreek het, né? Dis 'n emmer vol geld se toerusting. Ek kry julle presies om 8:25 by die bane. Dan is almal klaar aangetrek en reg om op te warm, beveel Helene haar span wat eers speel. Sy weet hoe vinnig balle kan voete kry. Dis reg, juffrou, antwoord 'n koorstemme. Helene kry haar speelsters presies 8:25 langs die bane. Almal is gereed. Op elkeen se wang pryk 'n helder blou kie, waarskynlik om in te pas by hulle kreet. Haar oë rek, maar sy is versigtig om nie hulle inisiatief te demp nie. Meisies, julle lyk pragtig, sê sy. Dankie juffrou, antwoord die koor tevrede. Ons het nog nie tyd gehad om 'n opwarmingsroetine voor 'n wedstryd te bespreek nie. Ek gaan dit vandag saam met julle doen, maar dit sal nie noodwendig voor elke wedstryd kan gebeur indien ek moet blaas nie. Onthou, doen dit voluit, anders konsentreer julle nie van die begin af van die wedstryd nie. 'n Mens is altyd op die agtervoet as jy moet inhaal. Helene laat hulle strek, draf en hardloop. Dit word opgevolg met baloefeninge, doeloefeninge, verdediging en reaksieoefeninge. Toe die organiseerder op haar fluitjie blaas sodat almal moet nader staan vir die opening, is hulle nat gesweet. Helene is tevrede. Minute later moet hulle in spanverband aantree vir kontrole van die geboortedatums en naals. Toe is almal gereed om te begin. Helene en die twee reserves sit op die stoele
wat langs die bane uitgepak staan. Daar is 'n berg sportsakke, die balsak en die noodhulpsak langs hulle. Binne die eerste 3 afgooie is Nadia heeltemal verboureerd, omdat die skeieregter haar 2 keer na mekaar straf, omdat sy nie vinnig genoeg in die sirkel intree nie. Sy en die ander speelsters probeer om die kind gerus te stel. Helene besef die graad 7 kind is emosioneel onseker van haarself. Dit is nie maklik om in 'n ander skool aan sport deel te neem nie. Sy is dankbaar haar ouers het haar saam met haar spanmaats laat ry. Dit is vir haar verblydend hoe die res van die span haar aanvaar en deel gemaak het van hulle. Helene voel hoe die opwinding haar beetpak. Hierdie kinders het beslis 'n kans om hierdie span te wen. Maar hulle is almal heeltemal te gespanne. Hulle doele is die heeltyd in mekaar se pad en verloor baie balle as gevolg daarvan. Teen halftyd is hulle 4 punte agter. Jare se ondervinding en instink laat haar 'n groot kans waag. Meisies, drink water en sit langs my. Vergeet julle ouers en alles om ons en luister baie mooi na wat ek sê. Eerstens, trek julle asems diep in en blaas stadig uit terwyl ek praat. Julle is hopeloos te gespanne. Julle moet leer om te fokus op die oomblik en te vergeet van die telling. Konsentreer net op wat jy moet doen. Ek gaan skuwe maak en wil nie hê julle moet skrik nie. Vertrou my net. Is dit reg? Reg. Tessa, ek gaan jou verdediger toeskuif, want ons het nie genoeg lengte in hulle sirkel nie. Bly net 3 voet weg en kry die balle wat misgedoel word. Hulle mis baie. Sonja, jy gaan hulpdoel speel en Linda verdedigende vleuel. Sonja se oë rek so groot soos pierings. Voordat sy kan protesteer, praat Helene rustig verder. Ek weet jy het nog nooit in daardie posisie gespeel nie. Al wat jy moet doen is om te sorg dat Lindy die bal kry. Jy hoef nie te doel, behalwe as jy naby die paal is nie. Ek het gesien jy kan doel terwyl jy in die middag staan en balle gooi voor oefening. Maak seker jy maak die sirkel skoon en bly uit haar spasie uit. Jy het absoluut die regte instinkte. Kom ons kyk wat gebeur. Lindy, jy doel nie as jy voel jy is te ver nie. Speel terug en kom in posisie. Moenie die heeltyd uit die sirkel uithardloop nie, net as die bal nie deurkom nie. Julle moet baie geduldiger wees. Moenie die bal in die sirkel inforceer nie. Die belangrikste is om kalm te bly en moenie vir mekaar kwaad word as julle foute maak nie. Maak dit saam reg. Die skeieregters blaas vir 'n tweede keer hard op hulle fluitjies sodat die speelsters moet reg staan. Daar's nie tyd om verder te praat nie. Die speelsters neem hulle hande en skree gedetermineerd saam. Helene besef sy sal by die oefening moet aandag gee aan hulle vermoë om te luister in die paar minute rustyd. Want sy kon nie sien hulle neem nie alles in wat sy sê nie. Binne 5 minute is dit duidelik sy het die regte besluite gemaak. Tessa neem baie balle onder die paal af en haar lengte plaas baie druk op die doel. Die bal kom baie makliker deur na Lindy toe. Sy en Sonja verstaan mekaar en sy skarrel nie meer so rond nie. Toe die eindfluitjie blaas, is hulle 5 doele voor. Die meisies juig van vreugde. Pragtig meisies. Ek is baie trots op julle. Julle het die wedstryd met 9 doele gedraai. Dis uitstekend. Sy gee die kinders kans om die oomblik te geniet voordat sy weer praat. As ons Dinsdag oefen, wil ek hê elkeen moet vir my kan sê wat vandag jou beste en swakste spel was en hoe dink elkeen kan ons dit verbeter. Die meisies knik instemmend en nadat hulle gebid het, weer galm hulle kreet oor die 2 bane. Helene voel hoe haar hele lyf nog liggies bewe. Sy het al vergeet hoeveel spanning daar tydens so 'n wedstryd is. Chom, dit was nou pyk. Daardie skuif van jou was briljant. Wens al te haar geluk. Dankie. Ek kan nou doen met 'n lafenis.
lag Helene breed, terwyl hulle gereed maak om na die volgende span te kyk. Helene en Alta is baie tevrede toe haar span met 1 doel wen. Hulle het 2 jaar tevore ver verloor. Die onder 15s verloor met 4 doele en die tweedes met 6. Die eerste span se wedstryd was ongelukkige slagting soos verwag. Helene en Alta stap na die tyd nader en probeer om die afrigters en speelsters te bemoedig. Dis moeilik om 'n seisoen om te draai na so 'n nederlaag. Net na 11 uur stap almal van hulle na die hoofpaviljoen se kant toe om die rugby te ondersteun. Die eerste span se wedstryd begin eers om en by 12 uur. Helene het 'n kloppende hoofpyn nou dat die spanning van die dag se wedstryde verby is. Sy sit tussen al die ander personeel en luister na die gesprekke oor die dag se wedstryde, te moeg om self deel te neem. Sy sien 6 van haar span ondertoe op die paviljoen bymekaar sit, omring deur hulle sportsakke, die balsak en noodhulpsak. Nadia is reeds saam met haar ouers huis toe. Helene gee nie om nie, die laerskoolkind maak 'n geweldige verskil aan haar span. Tessa en Karin is ook weg, want hulle het 'n troue om by te woon. Met die aanbreek van die eerste span se wedstryd klim al die kinders teen die paviljoen af en vorm 'n tradisionele tonnel voor die paviljoen waardeur die seuns moet opdraf. Helene hou haar 6 speelsters dop. Sy sien hoe hulle entoesiasties deelneem aan die opwinding van die hoërskoolsport. Hulle is nou nie meer net bang graad 8's in die nuwe grootskool nie. Toe die spelers op die veld gedraf het, klim almal weer terug op die reuse paviljoen. Die toeskouers van die ander skool sit aan die een kant en hulle skool se toeskouers aan die ander kant. Hulle het skaars kom sit toe Linda met groot oë langs Helene verskyn. Juffrou, ons balsak het van die paviljoen af verdwyn. Skakel gerus môre weer in vir nog 'n episode.